Hallo graad 4's en baie welkom. Is julle reg om julle geskiedeniskennis so bietjie op te skerp vir die eksamen? Ek dink so. Vandag se vinnige vasvraag oor die Eystertydperk is presies wat jy nodig het om daai eksamen met hoop selfvertroue aan te pak. Goed, hier's die plan. Ons gaan 2 rondes speel. In ronde 1 duik ons in die wêreld van yster en die mense wat daarmee gewerk het, die smede. Dan in ronde 2 kyk ons na kleipotte en die super interessante Leidenburgkoppe. En aan die einde dan vier ons natuurlik hoe slim julle is. So is julle reg? Kom ons spring weg. En hier gaan ons met ronde 1, yster en smede. Sit nou die dinkpette op, want ons gaan kyk na die metaal wat alles verander het en die ongelooflike vakmanne wat dit kon bemeester. Vraag nommer 1. Dink 'n bietjie mooi. Wat noem ons daardie tydperk toe mense vir die eerste keer metale begin gebruik het? Onthou, dit was 'n reuse sprong van toe alles nog van klip gemaak is. Wat dink julle? En die antwoord is die Eystertydperk. Natuurlik, hoof 5 as jy dit reg gekry het. Dit was 'n heeltemal nuwe era na die steentydperk, want mense het ontdek hoe om yster te gebruik. Vraag nommer 2. Hoekom was dit nou eintlik soveel beter om metaal te gebruik? Dink daaroor. Wat sou 'n ysterbyl beter maak as 'n klipbyl? Jy hoef net een rede te noem. Het jy gesê dis sterker of harder of makliker om te vorm? As jy een van daai gesê het, is jy 100% reg. Metaal was 'n totale game changer. Dink net hoe baie makliker en vinniger jy kon bome afkap of in die grond grawe met 'n skerp juiserpunt. Dit het boerdery heeltemal verander. Goed, die volgende een. Die mense wat met yster gewerk het, was die smede. Hulle het 'n spesiale tegniek gebruik om daai harde yster in die regte vorm te kry. Wat noem ons daardie proses? Dis regsmering, stel jou net voor, die smid maak die yster rooi warm in 'n vuur en dan klang, klang, klang. Hy kap dit met 'n hamer in die presiese vorm wat hy soek. Van spiese tot skoffels, als is so gemaak. Nogal slim, né? Goed, laaste vraag vir ronde 1. Nou ja, die smid kon nie net yster iewers optel nie. Iemand moes daai spesiale klip wat yster in het, die ystererts, uit die grond gaan grawe. Wie in die gemeenskap het hierdie baie belangrike werk gedoen? En die antwoord is vroue en kinders. Dit wys jou net dat almal in die gemeenskap moes saamwerk. Sonder hulle harde werk was daar geen yster vir die smid om mee te werk nie. Fantasties, julle het ronde 1 kaf gedraf. Uitstekend gedoen en nou is dit tyd vir ronde 2, kleipotte en koppe. Hier skuif ons van die harde metaal na die sagte klei en ons ontdek hoe alledaagse potte en misterieuse koppe vir ons stories kan vertel. Reg, eerste vraag in hierdie ronde. Die mense in die Eystertydperk het ongelooflike kleipotte gemaak. Maar waarvoor het hulle dit gebruik? Dink aan alles wat jy in 'n kombuis sou nodig kry. Sjoe, vir omtrent alles. Hulle het daarin kos gemaak, hulle het graan en kos daarin gebêre, water gedra en dit selfs vir baie spesiale seremonies gebruik. Hierdie potte was die Tupperware, die waterbottel en die spoggerige optienskottel van die Eystertydperk. Alles in een. So wie was dan die kunstenaars wat hierdie belangrike potte gemaak het? Wie was die pottebakkers van die gemeenskap? Die vroue, natuurlik. Hulle was die kenners. Hulle het presies geweet waarom die beste klei, gewoonlik langs riviere, te kry. Dan het hulle dit met die hand gevorm en in vure gebak om dit sterk en duursaam te maak. Regte kunstenaars. Nou vir iets baie spesiaal. Argeoloë het hier in Suid-Afrika 'n ongelooflike ontdekking uit die Eystertydperk gemaak, die Leidenburgkoppe. Maar wat op aarde is dit? Kyk net hierna, dis unieke beeldhouwerke van mense se koppe gemaak van klei. Party is groot, party is klein en almal is hol aan die binnekant. En die beste deel, hulle is hier in ons eie land gevind, in Mpumalanga, 'n ware Suid-Afrikaanse skat. En hier kom die laaste groot vraag. So ons weet wat hierdie koppe is, maar hoekom is hulle gemaak? Waarvoor dink die slim mense is hierdie misterieuse koppe gebruik? Kenners glo dat hierdie koppe gebruik is tydens baie spesiale inisiasieseremonies. Dis wanneer jong mense as groot mense in die gemeenskap verwelkom is. Hulle het geglo die koppe help hulle om met hul voorouers te praat, om raad en wysheid te vra. Dit wys vir ons hoe belangrik hulle familie en tradisies was.
En dit is dit. Julle het die hele vaspraat voltooi. Briljant gedoen almal. Julle het gewys julle ken julle juister tydperkfeite. Kom ons vat net vinnig die allerbelangrikste punte saam, net om seker te maak dit sit vas in daai slim koppe. Goed, hier is die top 4 dinge om te onthou. Nommer 1, die ystertydperk. Dis toe metaal oorgeneem het by klip. 2, smeding. Dis hoe yster gevorm is met vuur en 'n hamer. 3, kleipotte, die supernuttige houers vir als en nog wat. En 4, die Leidenburg koppe wat gebruik is vir spesiale seremonies. As jy hierdie 4 onthou, is jy goud werd vir die eksamen. Julle was absoluut uitstekend vandag. Gaan stap met selfvertroue by daardie eksamen in, want julle is goed voorberei. Julle het die kennis. Gaan wys hulle nou net. Baie sterkte en doen julle beste.